Is al nagenoeg aan half, ons kan so stadig aan. We gaan baie welkom op 'n baie besondere Sondag. Mag die Here op 'n wonderlike manier vanmôre deur sy woord met ons praat. En sonder maar net vir al ons manne op baie sagte plekke aanraak wat ons wegsteek. Broers, lekker Vadersdag vir julle. My vrou het vroeg vanmôre al 'n SMS gekry, ek hoop jy bederf nie vandag. Nou, ek weet nie of jy ou vrou nog weet wat beteken dit om te bederf nie. Ek het nou klomp verwag. So, julle moet nou verstaan as ek vinnig klaar maak hier so, luister. Is daar nog van julle manne wat die jaar die eerste keer iets gekry het? Net ek. O nee, daar is nog, jy ook, Gerald, het jy? Nou toe daar, anders ook. Baie dankie, vrou Diensie, vir julle is dierbaar. Ek kan nou ook nie help nie, vriende, voor ons ernstig raak. Na ons singery van verlede Sondag, het een van die ou broers van die gemeente ons 4 predikante bymekaar geroep en van ons gesê of ons dit nie wil oorweeg om liewer te sing as te preek. Want hy sê, ek dink, ons sing beter as wat ons preek. Nou is die ander 3 weg vandag en hulle het vir my hierdie dag gegee. Ek weet nie, broer Jaapie, of ek vir die gemeente mag sê, dis jy nie. Maar, dankie op, vriende. Willem en Gelani Steenkamp, bring hulle kindjie ten doop vanmôre. Baie welkom aan julle familie. Ek hoop regtig dat dit vir julle 'n besondere dag is. En net na ons erediens is dit die roudiens van Tannie Deleen van der Berg, Wenk se moeder, Lina se skoonmoeder. So ons gaan onmiddellik nadat u die kerkgebou verlaat het, hierdie roudiens hou. Kom ons buig voor die Here, vriende, kom ons raak bewus van sy teenwoordigheid. Kom ons aanbid hom. Dis waarom ons hier is. Here, aan u al die lof, al die eer, al die aanbidding. Aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. En ons buig voor u neer met hierdie belydenis uit ons hart. Jesus Christus is die Here. Amen. Broers, susters, genade vir julle en vrede van God ons Vader en Christus Jesus ons Here deur die wonderlike werk van sy Gees. Kom ons antwoord die Here met 'n wonderlike loflied, 509. Al 4 die verse, kyk op die bord. Die eerste en die 4 vers sing ons almal. Vers 2 sing ons dames en vers 3 ons broers. Kom ons sing dit omdat ons dit glo op berge en dale oral. Tot lof van die Here. 509 vers 1 tot 4. See
broers en susters, fokus op God se Vaderhart. God se Vaderhart. Wie julle dan agterkom, 'n pa se Vaderhart lyk baie keer soos God se Vaderhart. En ek dink nie net in die boodskap van die verlore seun hoor ons dit nie. Binne wat nou gaan gebeur. Kyk mooi, waaroor gaan dit? Willem, Elane, julle kan voor die kansel kom staan en dan kan klein Dion Willem ingebring word. Willem, is nie lang gelede dat ek hier was. 6 maande, Ek weet dit, ek dink dit was die eerste babatjie wat ek gedoop het toe ek hier begin het. Maar jy het ook dan 'n vinger in die paai gedaan. Wonderlik. Vriende, die essensie van die doop, die dieptepunt van die doop, vertel 'n storie oor God. Ek roem elke keer in die krag van die kinderdoop, as ek net weer verstaan, dit vertel iets oor God. Net soos nagmaal, die stukkie brood en die slukkie wyn van verlede Sondag, 'n storie oor God vertel die doop van hierdie babatjie 'n storie oor God. God, wie se Vaderhart so groot oop is, dat hy hierdie babatjie wat niks verstaan waaroor dit gaan nie, wil aanneem tot sy kind. En dat God deur die water vir hierdie ou babatjie se pappa en mamma kom sê, en vir hom, so seker as jy die water sien vloei op die koppie van hierdie babatjie, so seker kan jy weet, Jesus se bloed reinig jou van sonde. Vat dit, God beseël jou vanmôre. God sê vanmôre vir jou, ek wil hê eendag as jy tot jou verstand gekom het, moet jy my kind wees, want ek wil jou vader wees. Hier's die teken daarvan. En dit belas ons as ouers maar met die verantwoordelikheid om in te tree na ons God en ons kindjie op hierdie pad te begelei. Willem en Annie, om dan vanmôre weer te verseker dat dit julle bedoeling is, dat dit julle strewe is, moet julle op die volgende vraag voor die Here, voor die gemeente antwoord. Bely julle dat hoewel julle ou kindjie as 'n sondaar in die wêreld gekom het en onder die oordeel van God staan, in Christus aan God behoort. Is dit nie wonderlik? En daarom, as 'n lidmaat van hierdie gemeente gedoop mag word, bely julle dat die leer van Ou en Nuwe Testament, die artikels van die Christelike geloof, wat in die kerk geleer word, die ware en volkome leer van verlossing is. En beloof julle om hierdie ou kindjie van julle in hierdie leer te onderrig en ook te laat onderrig. Wat is julle antwoord? Mag die Here vir julle wonderlik onderneem, Ek dink net dat julle vir die Here baie spesiaal is. Beleef julle nou sommer dat julle eerste ou kindjie dogtertjie is en nou is daar dan iets, verstaan jy, waarop ook kan terugval op in die familie is seën op Vadersdag. Wat 'n voorreg. Julle moet hom dit vertel. En as hy eendag 'n pappa is, dat hy vir sy kinders kan vertel, ek is op Vadersdag gedoop. Mag die Here vir julle vreugde gee, hoor. Oumas, oupas, baie geluk. Wys op die Here se goedheid vir julle deur vir julle 'n objekkie te gee wat julle kan bederf. Moenie worry oor maniere nie. Dis die pa en ma. Sterkte. Ek gaan die doop bedien, vriende, deel met my daarin, word versterk deur dit wat julle sien as die water op die koppie van 'n klein leeu val. Sê vir die Here dankie dat dit in jou lewe gebeur het. Daarna gaan
ons die Here se woord lees. Leon Wilhelm Steenkamp, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Here, baie dankie vir 'n wonderlike oomblik. As dit die manier is waarop ou klein Leon hierop kan antwoord, kan reageer, dan weet ek u aanvaar dit ook vanmôre as sommer net 'n stuk dankbaarheid vir die Here se genade. Dankie Here vir u genade oor hierdie gesin, oor hierdie pappa en mamma en ouses. En ek bid dat u hulle op 'n wonderlike manier sal seën, op 'n wonderlike manier sal gebruik. U weet hoe diep dankbaar hulle voor die Here is. Seën vir hulle Here, seën elke kindjie in ons gemeente. Dankie dat God se hart warm klop vir hulle. Ons aanbid u in Jesus se naam. Amen. Baie gelukkig. Here seën vir julle naam en liefde hoor. Mag die Here wonderlik onderneem. Daarso. Gaan sit julle of vat ou my uit. Mag gee vir my jou hand op baie geluk hoor. Here seën vir julle. As ek so 'n jong ouma gehad het, dat ek haar daarom gas gegee toe ek klein was. Vriende, die verhaal van die verlore seun. Wat 'n wonderlike storie. Toe ek dit die week weer lees, toe ek sommer weer 'n traan weggekom. Okay, dit amper so goed soos Psalm 23, waar die Here praat daar met 'n ou ongelooflik. Lukas 15 vers 11. Ek wil nou eers net 'n stukkie daarvan lees, maar dan gaan daar te veel verloor. Kom ons buig ons hoof. Here, die storie wat ons nou gaan lees, ken ons uit ons kop uit. Hier is niks niets vir ons, niks verrassends nie. Behalwe as u deur u Heilige Gees vanmôre iets kom oopbreek wat ons dalk nog nooit gesien het. Nog nooit so gesien het. Nog nooit so verstaan het. En ek vra vir u Gees van God, kom verras ons vanmôre. Net ter wille van Jesus. Amen. Vers 11 verder het Jesus gesê, daar was 'n man wat 2 seuns gehad het. Die jongste het vir sy pa gesê, pa, gee my die deel van die besittings wat my toekom. Hy het toe die goed tussen hulle verdeel. Nie lang daarna nie het die jongste seun alles tot geld gemaak en van die ouer huis af na 'n ver land toe vertrek. Daar het hy sy geld verkwis deur losbandig te lewe. Nadat hy alles deurgebring het, daar 'n kwaai hongersnood in daardie land gekom. En ook hy het begin gebrek ly. Hy het sommer by een van die mense van daardie land gaan bly en die het hom na sy plaas toe gestuur om varke op te pas. Daar het hy gewens. Hy kon sy honger stil met die peule wat die varke eet, maar niemand het hom daarvan gegee nie. Toe kom hy tot inkeer en sê, my pa het wie weet hoeveel dagloners en het almal oorgenoeg kos en hier vergaan ek van die honger. Ek sal dadelik na my pa toe teruggaan en vir hom sê, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van pa se dagloners. En hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. Toe sê die seun vir hom, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Maar sy pa roep sy werksmense, maak gou, bring klere, die beste, en trek dit vir hom aan. Sit vir hom 'n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan.
en bring die vetgemaakte kalf, slag hom, laat ons eet en fees vier. Hierdie seun van my was dood, en hy lewe weer. Hy was verlore, ek het hom teruggekry, toe het hulle begin fees vier. Die oudste seun was nog in die veld. Toe hy terugkom en naby die huis was, hoor hy die musiek en die singery. Hy roep toe een van die bediendes nader en vra wat aan die gang is. Die bediende antwoord hom, u broer het gekom, en die pa het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom behoue en gesond teruggekry het. Toe die oudste seun kwaad geword. En hy wou nie in die huis ingaan nie. Sy pa gaan toe uit en praat mooi met hom. Maar hy antwoord, kyk, al die jare werk ek soos 'n slaaf vir pa. Nog nooit het ek 'n opdrag van pa verontagsaam nie. En vir my het pa nog nooit eers 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende kan fees vier. Maar nou het hier die seun van pa, wat pa se goed met prostituie deurgebring het, teruggekom. Pa vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Toe sê die pa vir hom, kind, jy is altyd by my. En alles wat ek het, is ook joune. Maar ons kan tog nie anders as om fees te vier en bly te wees nie. Want hierdie broer van jou was dood, en hy lewe weer. Hy was verlore, en ons het hom teruggekry. Ongrypend. Vadersdag. Ek het nou die dag, vroeër die jaar, Moedersdag in die VG Kerk gepreek. En ek moet nou vir julle sê, broers en susters, om 'n preek oor moeders voor te berei, baie makliker as om 'n preek voor te berei oor vaders. Mooi goed oor pa's in die Bybel, is nie so volop soos oor ma's. En tog is die plek wat pa inneem in ons huis en in ons familie en in ons huwelik onvervangbaar. Die rol wat 'n pa speel, so dinamies, dat jy die lewe vir jou nie kan indink, daarsonder nie. Ek lees net so interessant oor 'n stuk navorsing wat in Amerika gedoen is, waarin interessante gegevens na vore kom. Sê hulle, in Amerika word die meeste telefoonoproepe Moedersdag gemaak. Hoor nou hier, die meeste kollekteer oproepe Vadersdag. Ek het ook gedag, dit sê iets, nee. Ek lees hulle sê, navorsing wys dat as 'n pa en 'n ma saam eredienste bywoon, 72% van hulle kinders dit ook doen. As net ma eredienste bywoon, woon slegs 15% van die kinders dit saam met die ma by. So dinamies, broers en susters, is die rol wat 'n pa speel in 'n huisgesin, dat hierdie navorsing hierdie stelling maak: a child is not likely to find a father in God unless he finds something of God in his father. Hoor julle, is dit nie ongelooflik? 'n wonderlike rol wat pa speel. 'n dinamiese plek wat pa inneem. En tog, wie sal 'n man ooit reg verstaan? Ek lees die verhaal van 'n vrou wat in die aand by die huis sit en wag vir haar man van die werk af te kom, en eindelik toe hy inkom, groet hy haar, en hy stap dadelik kamer toe, want daar in die kot lê hulle pasgebore babatjie, die eersteling in hulle huis. En hierdie man het sy tas neergesit, en sy vrou sê daar by die kot gaan staan en bewonder, alleen in stilte, aangegryp deur hierdie wonder. Later dan op sy knieë. En nou ja, as 'n ma, as 'n vrou, haar man sulke goed sien doen, dan raak dit haar. Sy sê, sy het sommer begin huil. En sy het opgestaan en daar by hom gaan inhaak.
gevra, kan ek weet wat in jou hart aangaan? En toe sê hy vir haar, as jy so naby soos ek aan hierdie kot gestaan het, sal jy wonder hoe hulle het reg gekry om hierdie kot vir R400 te maak. Wie kan die hart van 'n man verstaan? So wonderlike mens, pa, so onontbeerlik in ons huis, so dinamies in ons samelewing, en tog aan die ander kant so ongelooflik ingewikkeld. Maar vriende, kom ons gebruik nie vanmôre om die klem hierop te laat val nie. Kom ons gebruik nie vanmôre om te dink hoe eienaardig onverstaanbare dinge man is nie. Kom ons gebruik vanmôre om voor die Here te gaan staan en vir die Here te gaan sê, Here, dankie vir my pa. Dankie vir my oupa. Dankie Here vir die paas en die oupas en die manne van die kerk. Dankie Here vir die hart wat daar in my pa en my oupa se borskas klop. En dat ek vanmôre een van die mense is van wie dit waar is. Dat ek in God 'n pa gevind het, omdat ek God in my pa gekry het. Broers en susters, daar's paas met vaderharte soos God. Daar's oupas met vaderharte soos God. Die hoofdoel van hierdie storie van die verlore seun is in die eerste plek nie om die storie te vertel van 'n verlore seun. Is in die eerste plek om vir ons bewus te maak van die vaderhart van God. Ouers, in hierdie storie leer ons God se hart ken. Verstaan ons hoe God voel oor mense wat van hom wegloop. Hoor ons hoe God se hart klop oor mense wat opstaan en terugkom. Hoor en sien ons God se hart vol erbarming en omhelsing en liefde. Verstaan ons God se hart wat alles wat hy het met ons deel. En hoor net hierso ongelooflik, dan leer ek ook die vaderhart van 'n aardse pa in hierdie vaderhart van God raak sien. Wonderlik. En ontdek ek kwaliteite van 'n man se hart, weggebergde emosies. Gaan lees hierdie storie en jy hoor wat 'n plek 'n pa se kind in sy hart inneem. As ek luister na die plek wat God se kind in sy hart inneem. En vriende, kan ek dit sê, net soos vir God, is daar vir 'n aardse pa niks so kosbaar soos sy kinders. Daar's niks wat vir 'n man, 'n aardse man, meer vreugde gee as sy kinders. Daar's niks wat die hart van 'n pa meer stukkend breek as sy kinders. En daarom wil hierdie storie van die verlore seun net bietjie die gordyn kom wegtrek voor die hart van ons manne en paas en oupas wat ons so dig toe hou, sodat jy vanmôre dalk weer kan agterkom, kan sien dat daar iets van God se vaderhart klop in jou pa se hart. Ek wil 4 hoogtepunte uitsonder uit hierdie storie. Die eerste wat my tref is die pa se ongelooflike liefde vir sy 2 seuns. 'n Pa se ongelooflike liefde. En vriende,
op 'n dag om hierdie wegloopkind terug huis toe. Sy pa sien hom daar ver aankom, en kyk wat doen hy. Daai ouetjie wat daar om die draai kom, het soveel seer en droefheid gebring. Hy het alles weggegooi wat hy gehad het, hy het alles verkoos, hy het alles geblaas, het sy pa vir hom gegee. En dan staan hy in die Bybel, en toe sy pa hom sien, het hy hom innig jammer gekry. En hy het hom gaan omhels, en hy pa van alle mense, wat net met die hand groet, soen sy eie seun. So dankbaar is hy oor dit wat gebeur. En hy roep sy werksmense en sê net die beste. En as sy ouer seun kom klaar dat hy soos 'n slaaf werk en nooit erkenning kry nie, dan praat sy pa so mooi met hom, my kind, alles wat ek het is joune. Ag, en ek dink hy wil maar net vir hom sê, weet jy my kind, pa doen homself dikwels te kort, dat jylle lekker het, genoeg het, dat jylle kan lewe. Miskien is hier iemand in die erediens, in die dorp, in 'n familie en gesin, wat teleurgesteld is in sy pa. Wat sê, ek wens ek het so 'n pa gehad. My pa wys niks, hy sê niks, hy praat niks, as hy dit 'n keer doen, dan is dit verkeerde goed. Ek het ook nog nooit erkenning by hom gekry nie, hoor net altyd hoe sleg hy is. Miskien is jy en jou ma sommer net teleurgesteld in hom, omdat hy 'n moeilike ding is. Die wat wil die Here se woord vir my vanmôre kom sê, wat ek vir jou wil sê. Alles jou pa hoe en alles jou pa wie. God het in die borskas van jou pa 'n hart ingebou met ongelooflike liefde vir sy kinders. Met ongelooflike liefde vir sy kinders. Die eerste een wat sal uitloop na sy kind toe wanneer sy kind in sonde geval het. En die eerste een wat sy kind gaan omhels as sy kind na 'n groot gemors terugkom. En die eerste een wat sy hand om sy kind sal gaan sit as hy familienaam weggegooi het, sal hierdie een wees. Pa. Sy hart loop oor van vreugdes wanneer jy uitblink, wanneer jy hom trots maak. Sy hart brand wanneer jy presteer. Wat ek nou vir jou sê, jou pa se hart is dikwels vol trane en seer en pyn en selfverwyte. As jy hom teleurstel, baie meer as wat jy dink. En daarom, liewe jong mens, veral as jy vanmôre in hierdie erediens dalk sit, of dalk sit te kyk nou na 'n opname van hierdie erediens, en jy het jou rug gedraai op jou ouerhuis, omdat jy teleurgesteld is in jou pa, dan wil ek vir jou kom uitdaag vanmôre, staan op, gaan terug. Bel hom. Jy sal in die manier waarop hy jou terug ontvang, iets van God beleef. Want God se vaderhart is die hart van jou pa. En die liefde wat daar brand in 'n pa se hart kan deur niks vernietig word. Die tweede een. Kyk net, vriende, hoe maklik gee 'n pa en sy kinders weg wat hy gehad het, als wat hy het. Aan die een gee die helfte van sy besittings, die gaan mors het uit. Die res gee aan die ander een. My kind, alles wat ek nog het, is joune. God het die hart van 'n pa so gemaak.
Is dit nie so? Ek kan nog vir haar sê nee, maar vir my kinders kan ek nie nee sê nie. Ek het sommer half nostalgies geraak toe ek hier kom en gedink aan my eie pa, ek sal nooit vergeet nie, aan tafel. As ons geëet het en pa het 'n stukkie vleis gekry met 'n lekker murgie. Het pa nooit daai murg geëet nie, het hom uitgekrap vir een van ons. En toe ek nou later 'n pa geword het, en ek agterkom hoe lekker is so 'n stukkie murg, het ek verstaan wat 'n ongelooflike hart in my pa geklop het. Jette, een ou vertel vir my nou die dag, hy het altyd saam met pa veld toe gegaan en pype gaan trek as die wind opstikkend is. En dan vat pa so 'n groot kan yswater saam. Sê daar waar ons staan en pype trek, raak dit so warm, jy brand uitmekaar uit. Dan drink my pa water wat uit die boorgat uitkom of gaan skep in die dam, sodat ons kinders genoeg yswater kan hê om te drink. Ek eer God vanmôre vir paas wat baie keer hulle laaste sente uitgehaal het en vir hulle kinders gegee. Ek eer God vanmôre vir paas wat dikwels bereid was om ou klere te dra sodat hulle kinders nuwe klere kan kry. Paas wat die mooiste wat hulle het weggee vir hulle kinders. Ek self verskeer hierdie ding. Hoeveel maal my kinders Sondag middag gery het. En die laaste ou 50 randjie wat daar is, druk pa maar skelm ergens in 'n broeksak in. My kind, gebruik dit maar vir petrol of iets, of maak die saak. Dis paas met vaderharte soos God. Dis paas in wie se harte die liefde van God brand. Ek meen, wat jy vanmôre het, kom nie op een of ander manier maar van pa af. Elke keer as ek hierdie storie lees, derde punt, word ek aangeraak deur die bereidheid van paas om te vergewe, totaal te vergewe. As hy hierdie seun uiteindelik weer sien, gehavend, stukkend, vuil, gestroop van al sy menswaardigheid, en dis hoe my humor, sê hy nie een woord nie. Ek wou dan hierdie storie lees, as dit oor 'n vrou gegaan het. Want ek dink nie 'n vrou sal daai oomblik kan stil bly. Of ken ek hulle anders? Hierdie pa sê nie een woord. Daar kom nie een verwyte uit sy mond nie. Niks. Want hy het 'n vaderhart soos God, wat onvoorwaardelik vergewe, als vergewe. Liewe kinders, liewe susters, paas huil baie oor hulle kinders. Paas kan soms hardhuil oor hulle kinders. Paas kan soms stikkend voor God sit oor hulle kinders. Maar hulle doen dit daar waar niemand hulle sien. Hulle klim in hulle bakkie en ry veld toe. Of gaan stop hier langs die teerpad waar hulle alleen is. En daar huil hulle. Daar huil ek baie keer oor my sonde. Oor ek jou, my liewe vrou, so teleurstel. Daar worstel ek baie omdat ek 'n pa vir my kinders wil wees, soos God 'n pa vir my is. Ek as man en pa kan nie al die goed vir jou kind sê, soos ma dit doen nie. Ek kan ook nie al die goed verduidelik soos ma dit doen nie. Maar ek sê vir jou vanmôre een ding.
dikwels huil ek beter as ma. En daarom is dit vir 'n pa maklik en lekker om te vergewe. Omdat ek as pa weet, hoeveel keer moes God my al vergewe? Hoeveel keer moes God in my lewe goed sommer net afskryf? Daarom, my liewe kind, het ek in hart wat dit ook met jou wil doen. Wat 'n voorreg, broers en susters, vanmôre te dink aan 'n pa wat so hard gehad het, te voorreg vanmôre in hierdie erediens te sit as 'n pa wat so hard het, as 'n oupa. Kom ek sluit af. Die mooiste van 'n pa se hart is dat dit 'n mens aan God se hart herinner. Lees die hele verhaal van die hart van hierdie pa en dan skud 'n ou man net jou kop oor wat hierdie pa doen en oor hoe hy dit doen. Ongelooflik hoe hy sy seun vergewe, herstel. Ongelooflik hoeveel deernis hy het vir die aansprake van sy ander kind. Genade, onbeskryflik groot, het U aan my bewys, verlore seun, wegloopkind, hier in die Vaderhuis, omdat in die hart van hierdie pa iets van God se vaderhart is. Liewe broers en susters, liewe vriende, dink vanmôre met dankbaarheid terug aan die pa wat jy gehad het. Sê vir die Here vanmôre dankie vir die paar keer wat jy iets van God se vaderhart in hom gesien het. Dink vanmôre aan jou pa wat nog by jou is en kyk bietjie meer na pa met God se oë en sien iets van God se vaderhart in jou pa raak. En as jy vanmôre pa is, wees so 'n pa. 'n pa met 'n vader soos God. Dankie Here vir baie mense wat nou sal opstaan en sal sê dat hulle vir God lief is, omdat hulle iets van God se liefde in hulle pa gesien. Typies pa. Toe al die spanning verby is, en als gesê is wat gesê moes word, toe sê, kom ons braai vleis. Kom ons gaan huis toe. Dan gaan braai ons klomp op. Lekker saam vleis. Na kerk. Amen. Here, dankie vir paas in wie se harte ons God se hart gesien het. Dankie Here vir die voorreg om paas te wees in wie se harte U iets van God se liefde gesien het. En dankie Here dat ons dit vanmôre kan uitskreeu, dat die wêreld dit kan hoor, my kinders, daar's niks vir my so kosbaar soos julle nie. Ek het niks op aarde liewer as wat ek vir julle het nie. En dankie Vader, dat daar kinders is wat vanmôre op hulle knieë voor U staan, omdat hulle iets van U in hulle papas gesien het. Maak dit 'n mooi dag. Maak dit 'n lekker dag. Ons eer U vir hierdie ongelooflike genade.
in Jesus Christus se naam. Amen. Kom ons gaan bid die Here met ons offergawes. Hulle het vir my gesê, al die ouens wat op weerdiens moet wees, is nie hier nie, Franswa. Julle ouens moet opstaan. Broer Buks, kan jy nog kollekteer? Ja, jy beman daar, hoor. En jy ook? Kantoorbootjie? Opreg. Vriende, kyk toch lekker daar by elke deur iemand is nou as ons sing, aangrypend, genade, onbeskryflik groot. 510. Kom ons sluit ons erediens daarmee af. Oh,
En die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van God, die Heilige Gees, is met jou. Amen.